Hi Ilse, ag net ek wil net vreeslik baie dankie sê dat jy jou storie met ons kom deel vandag. Ons waardeer dit so baie. Sal jy asseblief begin om net soos 'n kort inleidingkie tot jouself te gee? Met jou volle naam, jou ouderdom, 'n bietjie wat jy doen vir 'n lewe en 'n bietjie oor jou familielewe ook. So ek is Ilse Maree. Ek is 34. Ek vergeet baie keer my eie ouderdom deesdae. Ek moet dit nou calculate elke keer. Ek is 'n ma van 'n 2-jarige seentjie. En ek en my man het die jaar ons 10 jaar anniversary gevier. So dit was nog 'n groot mylpaal op die Baie jaar gewees. geluk, ja. Baie dankie. En ja, en ek werk op die oomblik in die van die finansiële industrie. Was kind of a roundabout hoe ek gekom het. Ek het begin in hospitality en nou is ek in die corporate financial industry wat nogals baie exciting is. Okay, fantasties. Ag baie dankie. Ja, Elsa, ons gaan sommer nou direk in die hard stuff en die moeilike vragies ingaan. Alright. So ja, Dis Elsa, reg. vat ons bietjie terug. Net wat gelei het na jou diagnose toe. My hele ding is nogals 'n baie random ding. Ek dink wat gebeur het. Uitgevind ek is swanger of dis wat die toetse gewys het. Ek het verskriklik begin naraak. Ek wil amper sê al in Desember en in Januarie het ek finally 'n toets gedoen. Toe het dit gewys ek's positief. Die bloedtoets het gesterk vlakke gewys dat ek is swanger en ja, verskriklik morning sickness gehad. En toe op 12 weke of 'n dag net voordat ek 12 weke sou gewees het die aand het ek het vroeg in die bed geklim want jy weet dis daai eerste 3 maande jy's moeg, jy wil net slaap. So ek het sommer saam met my seentjie vroeg al 7 in die bed geklim en toe my man by die bed kom, toe raak ek wakker en toe voel ek ook nee, maar iets is nat, gesien toe ek het begin bloei. Ons is toe ER toe en dis 10 uur 11 uur die aand. Ja, en toe want obviously gedink okay, iets is fout, miskraam. Dit was nie baie bloed nie, maar dit was ek wil amper sê 'n begin van 'n periode, jy weet. En ja, so ons is toe ER toe. Hulle toe my daar gesien en die dokter het my daar gesien. Hy het 'n belly sonar gedoen, maar hy het nie vir ons die skerm gewys nie. En jy weet dokters het daai manier om concerned silently te raak. Concerned silence. Hy het nie vir ons iets gesê nie, hy het net gesê dat hy sien nie 'n sakkie nie. Maar hy wil nie ek moet terug in huis toe gaan nie want as ek jy weet nou heavy in miskraam gaan en baie bloei wil hy ten minste net ek moet in die hospitaal wees en dan hoef hy weer terug te kom nie. So toe het ek ingeboek, daar geslaap en wat snaaks as ek het ophou bloei. So toe dink ek, okay, cool. Dit was dalk miskien maar net spotting wat normaal is. Toe die oggend, ek dink dit was vroeg, was 7 uur 8 uur, toe soos by die gynae se spreekkamer, my man het teruggekom my daar ontmoet. Um en ja, ingegaan, toe het hulle jy weet die interne scan gedoen. En toe dit gewys dat dit is wat hulle noem 'n molar pregnancy. So basically in a nutshell wat dit is of hoe ek dit verstaan, is dis 'n onvrugbare eierselletjie wat wel bevrug is, maar in steede van jou lyf wat dit net uitskei, het myne nou net begin multiply en dit maak 'n klomp sis. Dit lyk amper soos as jy die top van 'n pomegranate afsny en al die sakkies, dit lyk so. Is nogals baie vreemd. En hulle noem dit 'n storm cloud. Die gynaes en dit is 'n baie rare ding. My gynae nie om te age nie, maar weet baie keer met age kom experience en ek skat hom laat 50s, vroeg 60s en ek is sy tweede pasiënt in sy hele karier wat hy al gesien het met 'n molar pregnancy. So dit is baie raar. Ja, so toe het jy gegaan van in 'n minuut van okay, jy is nie besig, jy het nie 'n miskraam nie, jou babatjie is nie dood nie, want daar was nooit 'n babatjie nie, maar kanker. Ja. So ja, so dit was nogals rof geweest en toe
toe was nou die Wario Coast moet dit nou uithaal en dit word uitgehaal genadiglik met 'n DNC, so in layman's terms net met 'n skraap, so dis daarom nie, jy weet dat hulle jou moet oopsny en 'n baie groot interne operasie nie. Die enigste worry was dat die tumor het baie in my wand ingegaan en hy was bang as hy nou gaan begin krap en obviously wil hy nie te veel aan my wand krap nie want hy kan dit perforeer en dan kan ek my baarmoeder verloor en ek kan dit begin bloei en dan raak dit 'n baie groot ding. So toe het hy vir my 'n jammer vir die woord, maar basically 'n borsiepil gegee. Of dis hoe hy dit vir my verduidelik het. Wat kind of 'n miskraam begin. Ek dink hulle doen dit dalk miskien, jy weet, vir sekere omstandighede wanneer 'n miskraam moet gebeur dan gegee hulle dit. En dit het toe gebeur dat gemaak dat daai ding toe wegbreek van my wand af. Want dit is wat hy wou gehad het om dit van my wand af te kry. En hy het gesê, kyk, hy weet nie of dit gaan werk nie, maar ons kan dit probeer. Toe sê ek vir hom, kom ons probeer dit. I mean, ek het niks om te verloor nie. En dit het genadiglik gewerk. Ek was toe die aand, was weer omtrent die by 9 uur se kant toe die GP wat my gesien het aanvanklik na my toe gekom en vir my gesê, okay, hulle wil my gynae wil die skraap vanaand doen. Dit was die Vrydag aand. Maar ons moet dit in George doen. So ek bly in Oudtshoorn, want net vir as hy my prefereer, dan gaan ek bloed nodig hê en in Oudtshoorn is daar nie bloedbank nie. Like hulle het 'n emergency van vir as iemand aan die bloed gaan, maar om toe jou te stabilise en jou oor te plaas George toe waar die groot hospitaal is en die bloedbank en al daai goeders. So Shane het my man my kom haal, my deurgevat hospitaal toe, my skoonpa het saam met my man gery. Ek was ingeteken. Hulle was nog besig om my, die nurse het by my gestaan en my ingevul. My gynae het ingekom, het my drip ingesit en gesê nee, jy gaan nou in. Sure. Ingegaan, gelukkig toe werk het, ek was 'n halfuur in. Ek was op die seer daarna nie, which was nice, en toe kon ek actually slaap. Rustig slaap. Volgende oggend, my man my kom al en toe voel ek goed. Ek het nie meer daai aaklige morning sickness nie. En ja, en toe was dit maar nou net recovery en kind of process van daar's nie 'n babatjie nie, maar jy weet, ek wil amper sê jou droom het nou net sy tyd geskuif. Ja. Maar en ek dink hoekom hy dit wel vinnig gedoen het, is hy wou nie gehad dat ek moes te veel bloei nie, want dan kan hulle die tumor verloor. Dan kan hulle nie toets nie. Want obviously die pil het gewerk, so ek het kind of in full miskraam ingegaan, so dan breek alles af en alles kom uit. So hulle het toe, die tumor was op die einde 8/10/2.5 centimeter. So ek het actually al gewys, ek het 'n maagie gehad. Ons het gejoke om te sê dat ek's besig met twins, omdat ek so vinnig en groot wys. Ek het actually vir my maternity tight gekoop, want my broeke wou nie meer pas nie. Maar ja, en toe die Woensdagoggend, toe my gynae my gebel om te sê, okay, kankerselle was detected. So Eden Oncology sal vir my bel om 'n afspraak te maak. Sure. Wat ek nogals baie oor dankbaar was dat hy my gewarn het en ek kry nie net die oproep van 'n oncologist af nie. Yes. Het deur jou kop gegaan toe jy nou ek was actually besig om te werk en Sham, ek was alleen want my man het my seentjie vir my skoonma gegee want sy kyk deur die dag na hom. En ja, dit was soos like okay, want daai tyd het ons nog gedink so van molar pregnancy kind of hoe die treatments werk. Ek dink daar's 2 avenues. So die een is nou die extreme ene wat ek nou gedoen het. En dan die ander een is 'n baie ligte ene wat jy net 4 inspuitings kry. So dat jy vir 4 weke 1 inspuiting kry. So ons was toe nog kind of op daai ding van okay, dit gaan net die inspuitings wees. Dis 4 inspuitings, mag nie swanger raak vir 'n jaar nie. We can do that. It's fine. Maar jy weet jou kop gaan na wat jy in movies sien.
en wat die media portray. Jy weet, jy hoor kanker en jy dink dadelik death sentence. Jy weet, jy sien mense wat baie siek is en daai goed. So ja, so dit was 'n baie trane tyd, baie gehuil. Mm. En maar shame, almal was baie nice en ons het 'n great support system. Soos my skoonmaale bly letterlik oor kan die pad van ons. En ek het 'n great relationship met my skoonouers waarvoor ek baie dankbaar is. My man my skoonma se suster bly langs hulle, so ook oorkant ons. Sy broer bly net af in die pad en dan Ag, my ouers, my lekker. skoonma bly in George. So, ons het familie Okay. oral. Dis My goed, dis goed. sussie en my ma, hulle is nou obviously in Langebaan, so dis bietjie ver, maar ek dink dis een ding wat lekker is van tegnologie is om te video call. En I mean, ek en my sussie het omtrent amper daagliks gepraat, op video call, vir alles ek in die bed lê en ek's bored, maar ek is te moeg om iets te doen, het ek altyd daar gebel. Maar ja, maar back to the journey, I guess. So ja, en toe die maandag het ons my oncologist ontmoet. Sy is absoluut amazing. Die facility Eden Oncology wat ek by was. Ek hoop ek hoef dit nooit te recommend nie, but highly recommend. Hulle is regtig amazing. Hulle is so caring, die nurses. Ek mis my nurses nou dat ek hulle nie meer so baie sien nie. Jy weet jy bou vriende ook op. So dit was actually nie so erg nie. Net omdat jy daai community en hoe die dokters jou hanteer, hoe die nurses jou hanteer, hoe die secretaries jou hanteer, is regtig amazing. Maar ja, toe het ons haar ontmoet, ingekom en vir haar ook, jy weet, laat 50s, vroeg 60s, en ek was ook haar tweede pasiënt wat sy al gehad het wat 'n minor pregnancy het. So dit is baie raar. I mean, baie van die GP's wat ek al mee gepraat het nog nooit eens daarvan gehoor nie. En ja, en toe het ons met haar gesit en jy weet dan gaan jy maar nou vir al jou scans en toets en goed en toe sê sy moet obviously met 'n panel gesels wat nogals interessant is wat ek uitgevind het. As jy kanker het, dis nie net jou oncologist wat besluit hoe jou treatment werk nie. Hulle gaan sit actually met 'n board. En dis nogals nice want hulle vat almal se opinions as 'n groep om hierdie een ding te treat. Jy voel eintlik kind of special, like wow, so baie mense gaan kyk na my. En toe weer eens op 'n Woensdag was nie my greatest dae nie. Ek wil amper sê dit was my toetsdae. Het sy toe gebel en gesê dat basically met die grootte as gevolg van die grootte van die tumor en die tipe sel wat gekry is, gaan ek op die extreme treatment gaan wat hulle noem Emaco. En dit was basically ek het 6 rondes gedoen wat 12 weke in totaal is, want jy kry chemo elke week. So ja, en so dit is ook uitgevind het en wat die sel wat detected was se naam is chorocarcinoma. Ag, Ja, so dit is ja, dit is 'n wille journey. ja, En hoe het jy die chemo hoe was dit? Hoe het jy dit hanteer? ek moet sê weer een genadiglik, baie dankie vir my, ek moet sê vir my familie vir die support wat ek gehad het, ook my mediese span, want op die einde van die dag sonder hulle sou ek nie gesond geraak het nie. En almal het ingespring, ons hele familie het ingespring. My seentjie was toe op daai tyd in kleuterskool. My skoonma het gesê nee, ons haal hom uit want ongelukkige kleuterskool is maar 'n germ factory en jy weet met chemo jou immuunstelsel moet protected word. So almal van ons het weer kind of ek noem dit in 'n COVID bubble ingegaan. Ons vriende was baie supportive en het basically nie vir ons kom kuier nie, maar het altyd ingecheck, maar net gesê hulle wil nie vir my chemo gee nie, chemo bring nie. En sy my skoonma het vir ons kos gemaak, want ek as jy so het jy het nie eers 'n eetlus nie en al daai goed. Maar ja, die chemo die eerste dag was baie strange. So hoe my chemo gewerk het is op dag 1 het ek ingegaan, chemokamer toe gegaan, dan het ek 3 drips daar gekry. Dan het ek met my litersak hospitaal toe gegaan.
En dan moes ek vir die aand in die hospitaal oorslaap, want dan daai sak moet vir 12 ure inloop. Dan dag Okay. 2 weer terug chemokamer toe gegaan en dan het ek 2 drips gekry. En dan op dag 8 het ek dan chemokamer toe gegaan, maar dan was dit 'n drip en 'n inspuiting. Dit was 1 siklus. En dan die volgende week begin dit weer. So ja, dit was nogals boom, boom, boom. Elke keer op 'n Woensdag moes ek gegaan het vir 'n white blood count test. Want jou wit bloedselle moet op 'n sekere level wees, anders kan jy nie chemo kry nie. So Woensdag was altyd die oggende wat ek moes gegaan het vir 'n bloedtoets en om te sien, okay, is chemo go, is chemo nie go nie, moet ons nog 'n dag gee, hoe gaan dit werk? So ja, so ek was redelik pimpel en pers, my arms en are. Ek het nie baie mooi gelyk nie op my arms nie. Die chemo self, ek het baie erger verwag, maar ook jy weet die grootste ding is marinara die opgooi. Ek het nie een keer opgegooi nie deur my hele siklus nie, maar ook jy kry 'n intravenous anti-nausea drip elke keer as jy gaan. Okay. Jy kry 'n kortison drip elke keer as jy gaan en hulle stuur jou met naarmedikasie terug. Huis toe wat jy moet drink. Ja, en ook die kortison maak jou honger. So jy wil omtrent die hele tyd eet. Dis nie 'n lekker honger nie, dit is amper soos 'n siek honger. Maar dit laat jou die hele tyd eet. So en wat my onkoloog ook gedoen het, sy het my geweeg, want hulle wou nie gehad het ek moes gewig verloor nie. Okay. So hulle wil jou, jy weet, gee vir jou body easy fuel, want hy's klaar besig om hierdie groot fight te fight. So gewig was, ek het actually gewig opgetel, maar nadat was die fyn, die groot ding was maar net, ek was verskriklik moeg. Dis die fatigue, en is, hoe ek het kind of verduidelik het, is, jy weet jou eerste tequila babbelas, as ek dit so kan sê. Maar nie die eerste dag nie, daai tweede dag, wat jy ontwaak, maar jou lyf is seer en jou kop is so dof, dis so dit voel. Okay. So jy kan even babbelas vir 3 maande. Yes, nee, maar really well done dat jy deurgedruk het en dit gemaak het. You know, you can Victoria's on the other side. So daarom wel gedaan, Elsa. En wat is toe nou, jy weet, wat het hulle nou natuurlik toetse na die chemo klaar was gedoen en gesien alles is reg, alles lyk mooi. Jou Ja, so basically hoe die treatment ook werk is dat jou BCG wat die pregnancy hormone is, moet onder 5 wees. So jy doen treatments totdat dit onder 5 is en dan nog 3 daarna. So gelukkig het ek 3 gedoen, dis ek onder 5 toe moes ek nou net die 3 klaar maak. So ek het toe op 6 geëindig met dit 10 langer aangaan en dan elke maand vir die eerste jaar moet jy gaan vir 'n BCG toets en die ding is ook hoekom hulle sê jy moet nie swanger raak nie, dis imperative dat jy nie swanger raak nie, is omdat as jy dan nou swanger raak in die eerste jaar kan die molar weer trigger en dan kan jy weer 'n molar pregnant hê. So jy moet jou lyf kan of 'n jaar gee net om seker te maak al daai selletjies is dood, want dit is ek soos 'n kanker, dit kan spread. So vers wat ek weet is dit lewer, long en brein waartoe dit kan spread. So dis een van die goeters is elke maand doen ek nog toetse en dan elke 3 maande sien ek my onkoloog, maar ook as enigiets weird health-wise is, moet ek al laat weet en dan sal verdere toetse gedoen word. Maar gedurende my treatment was ek toe vir die eerste ontmoeting het ek 'n long x-ray gedoen en 'n buikscan. 'n buiksonaar en ek het nog 2 sonars gedurende my treatments ook gehad, net om seker te maak, een, dat my baarmoeder reg geheel het, my eierstokke is fyn, en maar ook om net my lewer en niere en al daai goed te check om te sien dat niks verder gespred het nie. Ek dink, ja, dit is my geloof het baie sterker geraak gedurende die tyd. Ek het nooit die vraag gevra van hoekom ek. Vir my is dit 'n simpel vraag om te vra, dis van hoekom nie ek nie. Want die lewe, dit kan met enigiemand gebeur. Jy dink nie daaraan nie, maar
life happens en is niemand se skuld nie. En ek noem dit 'n vision, gekry dat ek sal wel my dogtertjie kry. So nee, ek is baie positief en Okay, ja, I dis so mean, special. dit was 'n journey, maar ons het baie geleer daaruit en jy weet ook baie nader gekom as familie in dit. So Ag, dis goed. dit was 'n kind of a blessing in disguise geweest. Ag, okay. Dis amazing also. Yes, nee, baie dankie. Ek wil ook by jou gehoor het julle miskien 'n familiegeskiedenis van kanker? Nee, Okay, so nou dit al. Okay. nee, die enigste naaste ding is dat my sussie het haar eerste swangerskap was 'n jy weet daar was 'n sakkie, maar daar was niks binne die sakkie nie. Ek weet nie wat se tipe Okay. pregnancy mens dit noem nie. Dink is 'n false pregnancy. Maar nee, nie waarvan ek weet nie. Okay, okay. Net dood reg. Okay, Ilse, en nou wil ek graag hê jy moet met ons deel net van jou hele ervaring met ons, vandat jy nou die eisie moes indien en van daar af. Ja, so dankie aan my sussie wat my reminded van jy weet want jy vergeet kind of dat jy polis en goeders van dit gaan by die debit orders af, jy vergeet daarvan. En my sussie het my te remind van jy weet kyk na jou polisse want jy kan dalk eis op dit van jy weet mediese goeders hoop op. Ek moes elke keer dorstig gegaan het vir treatment, so dis petrol. Jy weet dis elke week se op en af. Jy weet ook soos jy weet jy kan partykeer in unpaid leave en daai goed gaan. Ja, en my sussie het my te remind ek het toe deur dit gekyk, ek het ge-email, ek weet ek het baie lank gevat om terug te kom want jy weet die brain fog en die fatigue en dan ek moet nog daai vorm doen of ek het vergeet om daai vorm vir die dokter te vat. Maar eventually het ek daar gekom. Ek kan nie die vroutjie se naam onthou wat my gehelp het nie. Ja, Tatum. Sy was amazing geweest. Ek het ge-email, sy het my gebel, vorms verduidelik, ek het alles teruggestuur. Sy was regtig amazing om my vrae te beantwoord, om vir my te verduidelik hoe dit werk, want ek het nog nooit iets gedoen nie. Net vir my verduidelik wat is die proses, hoe dit werk en ook vir my gebel en sê okay, die goed is goedgekeur en dis min of meer die bedrag wat jy gaan kry. So en vir my mooi verduidelik hoe dit werk en obviously hoe dit vorentoe nou werk, hoe dit kan of my polis verander en goeders. En nee, so sy was regtig 'n engel geweest. En dan wil ek ook sê baie dankie vir jou. Maar dit was so lekker geweest om 'n oproep te kry van jou en dit was net om te vra hoe dit met my gaan. Want dit beteken baie want jy raak weer besig in die hustle en bustle en jy vergeet baie keer kom in te check totdat daar iemand actually vir jou bel en vir jou regtig vra kyk, hoe gaan dit met jou na die experience? En baie dankie vir my baie bederf, veral vir my geskenkpakkie wat ek gekry het. Love die slippers en ek love die pyjama. Hulle is baie nice. Ja, en dit was lekker om gespoil te word. So baie dankie vir dit. Maar ja, baie dankie vir tyd en sy was regtig 'n engel geweest in die tyd om met my te deel en jy weet as jy daai brain foggy is, jy praat jy in 'n middel van 'n sin en hou jy op met praat. So ja, met haar geduld ook. Ag, jeter nee, shame. Dit is 'n groot plesier sommer van ons albei af, hoor. Ag, nou Ilse, nou net om af te sluit. Want ek wou vir jou gevra het, net raad wat jy sou hê vir jy weet iemand wat nou dalk nou net gediagnoseer is. Iemand wat dalk dink dit sal nie met my gebeur nie en ja, vir geliefdes wat van mense wat gediagnoseer is. Ek moet sê, jy weet ek spesifiek 'n bietjie vir daai mense van as ek in 'n ding is, ek compartmentalize baie vinnig en my groot ding was ook ek kry al baie ondersteuning, maar my man het ook ondersteuning nodig. I mean, dis sy vrou, dis die ma van sy kind, waardeur hy gaan en ek kan niks doen nie. So gelukkig het ons vriende en goed gehad wat ek net gesê het, ek is fine, maar reach uit na hom toe. En reach uit na hom toe wanneer ek nie by die huis is nie. So jy weet wel om op die dag wat ek in die hospitaal is en praat met hom want hy gaan nie vir my wil praat want hy gaan nie wil hê ek moet sleg voel nie. Maar hy het ook ondersteuning nodig. Hy het ook stres. I mean
Dis een ding om self daardeur te gaan, maar dis 'n hele ander ding om iemand vir wie jy lief is te sien daardeur gaan en jy kan niks doen nie. Ek dink dis 'n baie erger gevoel. Jy weet, as jy in dit is, jy's in dit in, jy deel with it. Um almal vef oor jou, maar vef ook oor die persoon wat langs jou staan. Um dis 'n groot ding want daai persoon is ook jou pilaar en daai persoon het nou al die sterkte nodig om jou te dra. En dan ja, moet dit nie in silence doen nie. Reach out. Al is dit die beraader by jy weet jou oncology offices, al is dit social media, reach out en kry jou support. Daar is baie groepe met mense support, maar ja, jy en ook reach out na jou geloof toe. Ek is 'n baie groot Christen, maar familie is key. Dit is van familie is key, vriende wat net vir jou hallo boodskap stuur. Ek is ook baie geseënd om 'n awesome werk te hê en om eintlik 'n familie by my werk te hê want van my baas tot my supervisor tot my kollegas, hulle was amazingly supportive geweest tussen daai 3 maande. Ek het nie nodig gehad om te stres of werk en goed nie. Ek kan vir hulle sê ek kan nie vandag nie. Hulle was regtig awesome. So ja, dit gaan moenie net kyk na jy weet dalk na jou partner nie, maar jy kan support kry van almal af. En net op molar pregnancy wat ek wil sê vir jy weet vir meisies wat swanger raak, vir vrouens wat swanger raak, moenie wag tot 12 weke nie. Ek dink ook daar moet meer awareness geskep word vir albei gynaes. Moenie laat 'n vrou wag tot 12 weke nie. Doen scans van 8 weke af. Ek kon 4 weke uitgevind het van dit. Jy weet 'n maand maak 'n verskil, 'n dag maak 'n verskil. Ek dink molar pregnancy self moet bietjie meer gebroadcast word. I mean, ek wil graag weet as vrou wat alles met my kan gebeur. I just think it's fair. Dis nie iets om jou te sê om jou bang te maak om nie swanger te raak nie. Maar dit kan net so ernstig raak soos borskanker en van baie van die blogs wat ek gelees het op molar pregnancy, het baie vrouens eers uitgevind dan het hulle al stage 4 lewerkanker. Want baie vrouens word huis toe gestuur, sorry jy het 'n miskraam. Hulle kry nooit die tumor kan nooit getoets word nie. So jy weet educate die dokters en as jy swanger raak, moenie dink omdat jy nar is omdat jy wys dat dit 'n teken is van 'n viable of healthy pregnancy. 99% van die tyd sal dit wees. Asseblief, ek spreek nie oor uit oor almal nie, maar be aware van 8 weke af gaan vir 'n toets. Gaan vir 'n scan. Al moet jy dit self betaal, gaan vir 'n 8 weke toets.